Verkiesing is verby. Die stemme is getel. Vooraf is daar geweldig baie wat mense nog wou doen en wou sê en wou duidelik maak. En watter partye, watter triks ook al getrek het, is alles verby. Verkiesing vir 5 jaar gaan ons so aan. Wat is ons as Christene se rol in die volgende 5 jaar? Kom ons lees uit Filippense 4 verleiding. Here, dankie dat ons so bevoorreg kan wees om uit die woord te kan lees. Meer as lees, uit die woord te kan luister terwyl U met ons praat. En wil U dit nou deur U Gees doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit Filippense 4, nou natuurlik die konteks van Filippense is Paulus wat in die tronk sit as hy hierdie brief skryf, vir 'n klein gemeentetjie in die stad Filippi. Filippi is 'n stad wat vernoem is na Alexander die Grote se pa, Philippus, 'n geweldig prominente stad op 'n kruis van 2 groot handelsroetes. So die stad was groot en welvarend en bekend gewees, maar die gemeente was klein en die Christene was uitgelewer in hierdie geweldige stad. En Paulus wil hoe hulle verkiesing gelyk het, weet ons nie eers nie, maar hulle moes in daai omstandighede moes hulle aangaan, as mense wat regtig aan die agterspeen gesuig het. En dan sê Paulus vir hulle die volgende, die bekende Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Tot sover. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. In watter wêreld leef ons nie? En hoeveel van dit het ons nie gesien in die afgelope verkiesing nie? Die aanloop tot die verkiesing, die agterdog, die vrese wat geskep is, die wantroue tussen mense en tussen partye. En dit het ons beïnvloed. Daar's nie 'n manier om die berigte in die nuus te lees en die waarskuwings en waar die onluste gaan wees. En te weet ek moet daai pad ry en benoud te wees nie. En selfs na die afloop van die verkiesing, hoe gaan die nuwe samestelling lyk? Dis dinge wat mense geweldig onseker maak. En hierdie onsekerheid vir interessantheid is 'n groot deel van ons lewe, ook 'n belangrike deel van ons lewe. Mense wat met die goed werk sê dat 'n mens van nature ingestel is op negatiewe dinge. Weet jy dit nodig vir jou oorlewing? Die doel van 'n mens se breinsel is nie om jou gelukkig te maak nie, maar om jou te laat oorleef. En hy weet sekere goed het ek net 1 kans voor. So daar mag 'n klomp pragtige dinge voor jou wees. Die primitiewe mens mag in 'n reuse watlemoenland wees met die pragtigste watlemoene en dan is daar 'n groot slang tussen die watlemoene. En jy kyk na die watlemoene, maar die oomblik as jy die slang sien, is dit waarop jy gefokus is. Ons het dit nodig om te oorleef. En daarom 'n mens se brein is ook met net 1 ding op 'n slag besig. Ons kan nie aan te veel dinge gelyk aandag gee nie. En terwyl ons byvoorbeeld as ons hier luister, is ons nou moontlik op die praat ingestel, maar dan is daar seker ander goed wat mense jouself moet stop en sê, maar fokus 'n bietjie op iets anders. Luister 'n bietjie na jou asemhaling. Skielik besef ek het nooit na my asemhaling luister nie. Ek het probeer luister na die preek. Of fokus vir 'n oomblik op die gevoel wat jou klere aan jou lyf het. Hoe voel die klere aan jou lyf? En jy voel,
jou enkels en jou arms en jou rug en so aan. Fokus vir 'n oomblik op die lig in die gebou. Waar is die lig? Waar is die skaduwees? Dit was hier. Dit was heeltyd hier gewees. Ons het dit nie gesien nie, want ons was net ingestel op een ding. Of fokus op wat jy om jou kan hoor. En ons besef wel, ek het nou jy het noem. As daar iets prominents was of bedreigings, dan het ek het geluister. So 'n mens het 'n natuurlike ingesteldheid op iets wat jou bedreig. En daarom is mense kritiseer, is die kritiek vir hulle geweldig prominent. Jy dink nie aan al die goeie goed wat hy gesê het nie, dit mag 'n vergadering wees waar daar 10 goeie goed gesê is, maar dan word daar 1 negatiewe ding oor jou gesê. Dan hak jy by daai ding vas en jy top oor hom en jy dink nog lank oor hom. Dis die ingesteldheid tot negativiteit wat in ons is. En dit verstaan die media natuurlik baie goed. Hulle fokus op dinge wat ons benoud en onseker maak. So die koerantberigte is nie koerantberigte van die goeie goed wat gaan gebeur. Klomp mense gaan vandag veilig werk toe ry nie. Koerantberigte is ingestel op die gevare, op die negatiewe goed, op die onsekerheid. En onmiddellik trek dit ons aandag en trek dit ons in. En dit is hoe dit is. En dis hoe dit in die volgende 5 jaar gaan wees en ons hele lewe lank gaan wees. So te midde van so 'n wêreld moet ons nou vooruit gaan. En daarom moet ek fokus, bewustelik fokus, beplant fokus om met positiwiteit en konstruktiwiteit voor te gaan. Die bekende Amerikaanse sielkundige Abraham Maslow het so 'n hiërargie van behoeftes. Nou, ek pas dit bietjie aan. In 'n mens se behoeftes, in die eerste plek is jou behoefte rondom veiligheid. As jou lewe bedreig word, jy kan honger wees, maar as 'n ou met 'n mes op jou afkom, dan keer jy eers en veg jy eers vir jou lewe. Maar as jy nou sien ek is veilig, niemand gaan my aanval nie, dan begin ek te besef, ek is nogal honger, en dan begin jy aan kos te dink. As jy aan kos dink en die veiligheid kom op die toneel, dan het hy voorrang, dan onmiddellik gee ek eers aandag aan my veiligheid. Maar as ek nou veilig voel, ek het genoeg geëet en so aan, dan begin ek om my rond te kyk en ek begin ander mense te sien. Begin in hulle belang te stel, na hulle te luister. En as ek sien, maar ek word nou regtig aanvaar, ek is veilig en ek het genoeg kos, dan begin ek dink aan hoër geestelike dinge. So vir ons om uit te kom by die hoër geestelike dinge, wat eintlik die dinge is wat ons vorentoe vat en ons lewenskwaliteit versterk, moet ons wat die ander dinge betref, die dinge in plek hê en bewustelik werk daaraan. En dis wat hierdie gedeelte ons mee help. As Paulus vir hulle sê, wees altyd bly, nie omdat daar rede is om bly te wees nie. As my blydskap kom uit my omstandighede, ek is bly, want, nou ja, dit mag my gesondheid wees, mag iemand wees wat kom kuier, dit mag 'n onverwagte bedragie geld wees na wat my kant toe kom, dan is ek natuurlik bly en dis logies. Maar hierdie is nie daai blydskap nie. Hierdie blydskap is blydskap wat van binne af kom. Daai blydskap kom van buite af, iets wat na my toe kom en wat my opgewonde maak. Maar blydskap wat van binne af kom, is blydskap wat ek het ongeag die dinge wat van buite af kom. En dit is baie, baie moeilik. Ons is geneig wanneer dinge swaar gaan, om negatief te wees en dan verskonings te soek vir hoekom ons ongelukkig is. Ek het byvoorbeeld geval oor iets en nou is alles sommer verkeerd. Ek is sommer vir almal kwaad. Nie eens mense wat 'n aandeel gehad het wat die ding voor my neergesit het nie. Ek is sommer net geïrriteerd. Die hele wêreld word gekleur deur hoe ek op daai stadium voel. So om blydskap te en positief te voel is 'n belangrike waarde waarmee ek in enige moeilike omstandigheid aankom. En daarom sê hy, ek wees altyd bly. En asof hy wil sê, ek wil net seker maak julle hoor my, of iemand sê, Paulus, wees net realisties, ek ben altyd bly. Sê nee, ek weerspreek my nie, wees altyd bly. Blydskap is iets waarmee ek in moeilike omstandighede aankom, en dan begin ek anders te doen en te dink in daardie omstandighede, en dan kan ek vorentoe beweeg. En daarom is die teksvers wat ons vandag lees, vir ons geweldig belangrik. As ons die Bybel kinderlik sou gaan lees, en kinderlik beoordeel. En dis wat ons moet doen, net eenvoudig soos 'n kind aan die woord gaan en hom vertrou en hom dan doen. Dan sê die Here, sal ek jou vat na 'n plek toe waar jy sal vrede hê en waar jy kreatiewe, nuttige besluite sal neem.
En in vers 8 noem hy spesifiek 6 dinge wat hy sê in ons lewe vir ons prominent moet wees, dinge wat vir ons belangrik moet wees. Ons moet daaraan dink, daarop fokus en ons daarop instel. 6 dinge. En hierdie 6 dinge is nie maar so ensovoorts ding. Hierdie klomp goed nie, ek weet nie hoekom nie, en ons neem die Bybel net kinderlik ernstig, word spesifiek hierdie 6 goed genoem nie, maar dit gee vir ons 'n gevoel van God se denke wanneer daar moeilikheid en onsekerheid is. En die eerste een wat hy sê is ek fokus op alles wat waar is. Nou, die waarheid is 'n geweldig belangrike waarde vir ons as Christene, om die essensie van goed te weet. Die bedoeling van daardie woord is die soos met 'n goolkunstenaar wat met jou een of ander toertjie doen, soos ons nou sien. En ek dan, hy het my gevang, ek weet dis onmoontlik, die ding het nie regtig weggeraak nie, maar hy het iets gedoen, en ek wil by die essensie kom, ek wil weet wat het hy gedoen, hoe het dit gewerk. Nou ja, die oomblik as ek sien, is dit hoe dit werk, as ek regtig verstaan, as daar nie mysterieuse goed vir my is nie, dan kom daar 'n rustigheid. Die tweede is alles wat edel is. Die ou vertaling het gepraat van eerbaar is. Dis dinge wat ek op my knieë wil val van verwondering. Wanneer ek 'n sonsondergang sien wat vir my so mooi is, dat ek net sê, Here, hoe het U dit reg gekry? Of die kleure van 'n insek, of van sekere voëls. Jy kan nie dink hoe dit moontlik is om dit te doen nie. Of wanneer ek 'n werklike wonderwerk beleef. Was dit nie kosbaar geweest, so aapele met hulle dogtertjie wat nou gebore is, vooraf verskriklik bang geweest. Dokters het gepraat van 'n gaatjie in haar hart, en dit was nie goed nie, en daar's nie veel wat jy kan doen nie, jy moet maar wag en dan kyk wat gaan jy doen. En dis daai babietjie perfek gebore. Die dokter sê daar's geen probleem nie, daar's geen defek nie, alles is reg. Dis 'n wonderwerk. En jy val net op jou knieë en sê, Here, hoe het U dit reg gekry? So vir ons om vorentoe te kan gaan, moet daar hierdie geleenthede wees, waar ek op my knieë kan neerval en die wonderwerke van die Here sien en vir hom sê, hoe het U dit reg gekry? Dis ongelooflik. Die derde woord wat hy gebruik is alles wat reg is, of alles wat regverdig is, sê die ou vertaling. 'n juridiese term, 'n hofterm, wat beteken as 'n hofsaak, en die regter ondersoek die saak. En hy vind uit wat het regtig aangaan. Hy luister na al die getuienis, hy beoordeel al die inligting wat hy kry, en hy besluit, hier is wat gebeur het, en hy maak 'n regverdige uitspraak, positief of negatief. En so is dit vir ons. Ons gaan nie oploop met enige storie wat by ons aankom nie. Ek verstom my waarmee mense by my aankom. Party van dit weet ek onmiddellik is bog. Ek ken meer agtergrond. Party voel ek aan is bog, want is net hy weet dit en niemand anders weet dit nie, en dit het net nou so verskriklik daaraan gekom. Enige storie wat enige iemand by my kom, luister ek hoor dat die persoon vir my iets wil vertel, maar vir myself sê ek net duidelik die hele prentjie hoor. Al is dit goed waarvan ek hou, al kritiseer hy mense van wie ek ook nie hou nie, dan is ons geneig om onmiddellik op die waantjie te spring en sê, dit is waar, hulle is skuldig en hulle is verkeerd. Om 'n lewensingesteldheid te hê, van ek wil soek wat reg is. Ek wil seker maak dat ek die ander kant van die saak hoor. Ek neem nie 'n besluit voor ek nie al my feite reg het nie. 'n Belangrike waarde vir ons as kinders van die Here. Die vierde een is alles wat rein is. Nou dis dieselfde woord wat gebruik word vir heilig, afgesonder vir God. Dit beteken dit wat spesiaal eenkant gesit is vir God. Dis daai ongelooflike onskuld, soos jy byvoorbeeld kry met 'n kind, wat net kinderlik iets mooi sê of doen, wat net uit sy hart kom, uit sy onskuld uitkom. Daai spesiale bewussyn van hierdie is regtig iets wat afgesonder is vir God, dis mooi. Die vyfde woord is spesifiek die woord mooi, alles wat mooi, en die ou vertaling het gepraat van lieflik is. Nou mooi is daai ding wanneer daai kind
daai troeteldier van hom. Hy het hom lank nie gesien, hulle was met vakansie, en hy het so uitgesien om die hondjie of die kat te sien, en hy druk hom so styf teen hom vas, en sy gesig is so in die dier se hare in, en die dier is so bly om die kind te sien. Of 'n ouma wat net haar klein kind net vasdruk en sê, gee hom vir my, gee hom vir my. Ag, ouma se klein, wat dit sou hulle ook al noem. Ek het jou so gemis. Daai verskriklike, pragtige mooiheid. Die 6de woord wat hy gebruik is alles wat prysenswaardig is. Met ander woorde, dis waarvan mense vir ons sê, mooi gedoen. Dit was uitstekend. Die woord het spesifiek te doen met goeie taal wat gebruik word. Enige iets wat ek doen, waarvan iemand vir my kan sê, dit was goeie werk, baie goeie werk. En dis die dinge wat die Bybel sê ons op moet fokus, hierdie 6 dinge. 6 dinge waarin ek my konstruktief met positiewe dinge besig hou, en uit hierdie positiewe besig wees, groei 'n nuwe lewensingesteldheid en groei dankbaarheid. Mense wat met hierdie goed werk, sielkundiges en so aan, wat nou nie die Christelike basis het nie, wat maar sê wel, wat ons kan doen om hierdie natuurlike aftrek te gaan, is om dankbaar te wees, goed te sien, 'n lysie te maak elke dag van goed waaroor ek dankbaar is, en dit help. Ons groei hierdie goed uit ons verhouding, ons gewone verhouding met God. So ek probeer nie matrieks aanleer om sterker te wees as die negatiewe goed nie. Ek probeer 'n denkrigting aanleer wat my anders maak. Wat maak dat ek heeltemal anders na die goed kyk. Die negativiteit vang my nie. Ek sien die ding onmiddellik in perspektief. Ek voel nie bedreig nie. So is deug of lofwaardige saak. Enige iets wat goed is vir my, wat opbouend is vir my. Of enige iets waarvan mense vir my sê, dit het vir my baie beteken, dankie daarvoor. Enige sulke goed, doen hulle. Daarop, en nou is die belangrike deel, moet jy julle gedagtes rig. Jou logika, die Griekse woord, het spesifieke woord wat as stam logika het. Dis die logiese ding om te doen. Jy moet hierdie goed in jou manier van dink insit. Dis nie goed wat jy af en toe doen nie. Dis is nie maar net 'n stukkie Bybelstudie of 'n stukkie Bybel lees vir 'n rukkie nie. Hierdie Bybel lees word deel van my persoonlikheid. Ek word so 'n tipe mens wat hierdie goed doen. En kom ons gaan vandag na die Here toe en vra hom om ons te help, om die dissipline te hê, om ons tyd so in te deel, dat hierdie die goed is, waarmee ons gedagtes volmaak. En dan is ons reg vir die volgende 5 jaar. Dan kan ons mense wees wat in hierdie land, met sy uitdaging, met die misbruik, met die onreg wat daar plaasvind, planne kan maak en konstruktief vorentoe kan gaan. Solank ons maar net verwyd, solank ons maar net ander blameer vir die omstandighede, bly ons net daar. Wanneer ons gaan in hande vat en die Here se nabyheid en wysheid gebruik, dan maak ons 'n verskil. Here, dankie dat U die politiek van Suid-Afrika ken. U ken die mense, U ken die boosheid van die mense, die misbruik wat daar gemaak word. En dit verras U nie, dit verlam U nie. Dankie daarvoor. En nou wil ons aan U voete kom sit. En ons wil die meeste maak van hierdie tyd wat U vir ons gee. In hierdie moeilike omstandighede. In 'n tyd waarin daar dinge is wat ons weet U nie gelukkig maak nie, wat ons ongelukkig maak, wil ons vorentoe beweeg. En wil ons weet, U sien kans vir hierdie wêreld, al sien ons nie vir hom kans nie. Ons wil in U skaduwee kom sit. Ons wil U veiligheid beleef. Ons wil met U daad en moed vorentoe gaan. Wil U vir ons help? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.